Soos verlede Sondag gesê, gaan die tema vanoggend wees Jesus Christus. Ons Jesus Christus steek sy hand uit na ons toe. Maar voordat ons daarby kom, by sy boodskap, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ons dierbare hemelse Vader, ons weet dat as ons geknak is deur sonde, geknak is deur pyn en hartseer, geknak is deur onreg en verwyte, wanneer ons stukkend gebreek is deur 'n liefdelose wêreld, dan is dit U wat kom en die hand uitsteek na ons toe. En al wat U van ons vra, neem my hand. Neem my hand, want ek wil julle lei en begelei. Ek wil weer by julle tuis wees om julle te help. En daarom, liewe Jesus, is ons vanmôre so bly dat U hier by ons is en dat ons kan luister na wat U vir ons wil sê. Want U, o Here, is so bekommerd oor ons lewe, oor wat ons doen. U wil so graag vir ons net nader bring aan U deur woorde sy. En vir daardie liefde wat U vir ons het, en vir hierdie verlore gaande wêreld, daarvoor sê ons vanmôre dankie. En pleit ons dat die Heilige Gees ons sal ontvanklik maak vanoggend vir U woord, dat dit ingang sal vind, dat ons die deur van ons harte sal oopmaak, dat U kan binnekom. Maar dan vra ons ook vir U nou, in hierdie oomblik, Here, maak dan ook ons harte skoon, want U kan alleen inkom wanneer ons hele hart ontvanklik is vir U. Dankie, Here, dat ons na U vanmôre kan luister. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Matteus hoofstuk 8, is 2 gedeeltes. Kom ons maak ons Bybels oop by Matteus hoofstuk 8. En dan lees ons daar net die eerste 3 versies en dan 'n paar verse uit die 9de hoofstuk. Matteus hoofstuk 8 vers 1. Jesus het afgekom van die berg af en 'n groot menigte mense het saam met hom gegaan. 'n Melaatse man kom kniel toe voor hom en sê: Here, as U wil, kan U my gesond maak. En luister nou na die 3de versie. Toe steek Jesus sy hand uit. Toe steek Jesus sy hand uit en raak hom aan en sê: Ek wil. Ek wil jou gesond maak. Word gesond. En in Matteus, die 9de hoofstuk, net die volgende hoofstukkie, blaai ons nou na toe. Vers 18. Jesus was nog besig om dit vir die mense te sê dat toe daar 'n raadslid van die sinagoge voor hom kom kniel en sê: My dogter het nou net gesterwe. Kom lê hand op haar en sy sal weer lewe. Jesus het opgestaan en hy en sy disippels het saam met die man gegaan. En op pad natuurlik daarheen kom hy 'n vrou te wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Die vrou kom nader en van agter af raak sy aan die soem van sy klere.
Want sy het vir haarself gesê, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. Jesus het omgedraai, haar gesien en gesê, wees gerus, dogter, jou geloof het jou gered. En van daardie oomblik af was die vrou gesond. Daarna het Jesus eers by die huis van die raadslid aangekom. Toe hy die fluitspelers sien en die klomp mense wat te kere gaan, sê hy, gaan weg, want die dogtertjie is nie dood nie. Sy slaap net. Maar hulle het hom uitgelag. Nadat die mense uitgejaag was, het hy in die huis ingegaan en luister nou mooi. Die dogtertjie se hand gevat. Met ander woorde, sy hand uitgesteek na daai dogtertjie toe en haar uit die dood opgewek. Het jy mooi geluister? Sy hand uitgesteek, aan haar gevat en haar opgewek. Jesus Christus steek sy hand uit na jou toe. Kom ons sing nou Klamlied 406 voordat ons nou gaan luister na Jesus se boodskap vir vanoggend. Klam 406. Jesus steek sy hand uit na ons toe. Weet jy wanneer? Nou, terwyl ons so sit. Glo jy dit? Is jy bewus daarvan? Hy steek sy hand uit na ons toe. Hoekom? Want hierdie wonderlike liewe Jesus is lief vir ons. Hy is bekommerd oor sy kinders se welstand. Hy wil ons so graag help dat ons hom alleen sal volg en niemand anders nie. Die vraag is,
Gaan ons sy hand in ons hand neem of gaan ons dit wegklap? Hoor hier, as ons vanmôre ernstig is oor ons verhouding met Jesus Christus, dan sal ons daardie uitgestrekte hand van hom sien en ons sal daardie hand van hom neem. As ons nie ernstig is oor ons verhouding met hom nie, draai dan maar om. Draai maar om en stap maar weg. Jy sien 'n hand wat uitgesteek word na iemand anders, het verskillende betekenisse. Dis 'n handeling wat iets vir die ander persoon wil sê. Nou in die meeste gevalle in die alledaagse lewe is dit 'n groet. Ons groet iemand anders. En daardie groet van ons kan die teken wees dat ons belangstel in daardie persoon. Daai groet kan 'n groet wees van hartlikheid, van liefde. Dalk wil ons met daardie groet vrede maak met die ander persoon, waar daar 'n bietjie onvrede dalk was. Dit kan ook 'n groet wees van meelewing, van jammerte, wat ons het vir die ander persoon. Maar die vraag is, of elke groet van my opreg bedoel is. Is dit 'n opregte groet, of is dit maar net 'n gewoonte? Net 'n gewoonte. Is daar warmte in my groet, of is dit koud en afsydig? Meer nog, daardie hand wat jy uitsteek na iemand anders, is dit 'n handeling volgens die wil van God, of net van die mens? Is God met ons groet tevrede met die wyse waarop jy iemand anders groet, of is dit maar sommer so 'n ou slap paphandjie wat jy uitsteek? Want jy sien, elke groet van jou moet wees asof dit God is wat sy hand uitsteek na iemand anders. Daai ander persoon moet waarlik voel dat daardie groet kom van 'n kind van Jesus Christus af. In Jesus se bediening hier op aarde, vroeg alreeds in sy bediening, het hy sy hand uitgesteek na ander mense. By die siekbed van die melaatse steek Jesus sy hand uit en raak hom aan en hy word genees. Ons het gelees, Jesus gaan na die huis van die Joodse raadslid waar sy dogtertjie dood lê. Jesus steek sy hand uit, raak haar aan en sy word lewendig. In die Bybel word die een na die ander verhaal vertel van Jesus se wonderwerke hier op aarde. Hy steek sy hand uit na siekes, na krepeles, na dowes, na blindes. Hy raak hulle aan en hulle word gesond. Sy liefde, liewe broer en suster, is so groot vir almal van ons vandag wat verlore is, wat vergete is, wat verstote voel. Diegene wat deur die gemeenskap verwerp word en dikwels ook verwerp word deur hulle eie familie. Na hulle steek Jesus sy hand uit. Hy verwelkom ons almal in sy midde, ja, elkeen wat deur die wêreld afgeskryf word. Almal kry rus en vrede as ons sy hand vat.
Deur sy hele aardse bediening het Jesus sy hand uitgesteek na mense toe. Nooit tou opgegooi nie. En met die nodige eerbied en respek teenoor hom, nooit met sy hand in sy sak rondgeloop nie. Altyd bereid om uit te reik na ander mense toe. In Matteus 20 verse 28 tot 34 lees ons van die verhaal van die twee blinde mense wat daar langs die pad sit. Hulle kon hulle hele lewe nog niks sien nie, altyd blind. En hulle wag vir Jesus, want hulle het gehoor Jesus gaan op die pad verbykom. En daar kom Jesus aan. En hulle roep uit: Here, seun van Dawid, ontferm U tog oor ons. En wat doen Jesus? Hy vra vir hulle: wat wil julle hê moet ek vir julle doen? En hulle antwoord: dat ons kan sien. Dat ons kan sien. En wat doen Jesus? Hy steek sy hand uit na hulle toe. Hy raak hulle oë aan en hulle sien. Skielik kan hulle die blomme sien wat hulle nog net kon ruik. Ook kon hulle die son nou sien wat hulle net kon voel. Ja, hulle kon sien, want Jesus het sy hand na hulle uitgesteek en aan hulle gevat. En die laaste keer waar Jesus sy hand hier op aarde uitgesteek het na iemand, was in sy sterwensuur aan die kruis van Golgotha om 'n sondaar te red van die ewige dood. Jesus hang daar in die middel van twee misdadigers, die een vloek op hom, die een belaster vir Jesus, maar die ander een wil gered word. En hy vra vir hom: Jesus, dink aan my wanneer U in die koninkryk kom. En wat antwoord Jesus hom? Hy steek sy hand uit. Hy red hom. Hy sê: ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy het nie net hier op aarde mense gesond gemaak nie, maar hy het ook mense gered van die sonde met sy uitgestrekte hand. En dan, liewe broers en susters, luister nou mooi, dan is daar mense wat eerste hulle hand uitsteek na Jesus. Kan jy dit glo? Ja, dit is so. Mense wat eerste hulle hand uitsteek. Max Lucado, daai bekende skrywer, vertel in een van sy boeke die verhaal van die 6-jarige Matthew Hoffman. Sy ouers was 'n sendingpaar daar in Salvador in Brasilië. En een môre word hierdie kindjie wakker met 'n geweldige hoofpyn en 'n hoë koors wat net aanhou bly styg. En sy ouers neem hom na hospitaal. En op pad na die hospitaal toe in die motor het daardie seentjie op die skoot van sy moeder gelê. En kort steek hy sy handjie op in die lug. En elke keer bring sy ma die handjie terug. En dan steek hy hom weer op. En sy moeder kon dit nie verstaan nie en sy vra vir hom: my kind, waarna toe? Na wie toe steek jy jou hand uit? En die antwoord: mamma, ek steek my hand uit na Jesus toe. Ek steek my hand uit na Jesus toe. 6-jarige kind. En hy maak sy oë toe. Hy raak weg in 'n koma om nooit weer hier op aarde wakker te word. Maar die troos van die ouers, hy is by Jesus. Want in daai toestand van hom het hy gesien, daar is Jesus. Hy sy hand na hom toe uitgesteek. Nog iemand wat haar hand uitgesteek het
Ons lees in die Bybel daarvan, ons het so pas gelees, die vrou 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely. Sy is deel van 'n groot skare mense, maar toe Jesus verbykom, toe steek sy haar hand uit en sy raak aan sy kleed. Want dit was haar begeerte om net aan sy kleed aan te raak. Sy het geglo dan sal sy gesond word. En toe sy aan Jesus se kleed raak, voel sy daar's warmte wat deur haar liggaam vloei. En sy weet, ek is genees. En toe kom die woorde van Jesus na haar toe wat ons gelees het, wees gerus dogter, jou geloof het jou gered. En so het sy meer ontvang as wat sy ooit kon hoop. Is ons bereid om ons hand uit te steek na Jesus wanneer dit donker word om ons, wanneer ons moeg geword het vir hierdie lewe, maar ook wanneer dit goed gaan met ons, vergeet ons dalk van Jesus se uitgestrekte hand na ons toe. In ons voorspoed steek ons nog steeds ons hand uit na hom toe? Of doen ons dit nie? Die seentjie steek sy handjie uit na Jesus. Die vrou steek haar hand uit na Jesus. En ons? Na wie toe steek ons hand uit? Vergeet ons van Jesus se liefde vir ons, wanneer dit net goed gaan met hom. Die Here Jesus nooi elkeen van ons vandag, vir my, ook maar net 'n sondaarsmens, ook maar met my foute en gebreke. Hy nooi vir u. Steek julle hand net uit na my toe. Steek julle hande net uit na my toe en die hele wêreld sal verander vir julle. Daar sal 'n mooi wêreld vir julle oopgaan. 'n Wêreld van rustigheid, van vrede, van liefde, van genade. Doen dit net. Doen dit net, liewe broer en suster. Moenie rondloop, hand agter die rug nie, en kla en kla. Sien die mooiheid raak, sien vir Jesus raak. Steek jou hand uit na hom toe. As jy verward is en onseker van dinge, steek jou hand uit na hom toe. As jy gister se teleurstellings soos 'n klip in jou binneste voel, liewe broer en suster, steek jou hand uit na hom toe. As jy alleen en eensaam voel, steek jou hand uit na hom toe. As jy moedeloos en moeg is, steek jou hand uit na hom toe. As jy voel of God se liefde ver van jou af is, of jy 'n verlore stryd voel, steek jou hand uit na hom toe. En Jesus sê nou vir ons, ek staan gereed. Ek staan gereed om daardie hand van jou in my hand te neem. Luister nou. Die Here Jesus kom nou na jou geestelike huis toe. Jy weet dalk nie dat dit hy is nie. Wie daar aan die deur van jou geestelike huis klop nie. Maak die deur oop. En wie staan daar? Jesus Christus. En hy staan nie net daar nie, hy staan daar met sy uitgestrekte hand na jou toe, neem sy hand en nooi hom in jou lewe, in jou hart in. Jesus, die gekruisigde,
is die een wat vir ons nog 'n kans wil gee wat ons eintlik nie verdien nie. En hoekom doen hy dit? Want hy wil dit doen. Hy wil dit doen. Omdat ek en jy aan hom behoort. Want hy praat vanmôre met gelowiges. Hy praat met ons. Ons behoort aan hom. En onthou, sy hand na ons toe sal hy nooit terugtrek. Ja, ons mag ons hand terugtrek en ons sal dit doen, want ons doen dit in menige gevalle. Wanneer jou Satan is boos en hy werk aan ons en hy sê nee man, los dit. Moenie jou hand uitsteek na hom toe nie. Steek jou hand na my toe. Sy hand, Jesus, my verlosser, sy hand sal altyd na my toe uitgestrek wees. Aan die kruis op Golgotha het hy bewys hoe lief hy vir ons het. Daar aan die kruis het hy ons van sonde gered. Jesus het net een boodskap vanoggend vir ons. Hy sê, my kind, maak my deel van jou lewe, maak my deel van jou hart. Hier is my hand. Hier is my hand uitgestrek na jou toe. Neem dit in jou hand. Sit jou hand nou in my hand en ervaar die nuwe lewe wat ek jou vir die res van jou aardse lewe wil gee. Is u bereid? Is u bereid om die hand na hom toe uit te steek? Amen. Dierbare Hemelse Vader, u het nou met ons gepraat. U het met ons gepraat soos 'n vader met sy kind praat. 'n Vader wat lief is vir sy kind. En ons het gehoor u praat met ons. Ag, mag dit deur die werking van die Heilige Gees waar word dat ons geluister het na wat u vir ons gesê het. Baie dankie vir die hand wat uitgestrek is na ons toe. Amen.